Goeiemôre. Terwyl dit nog so vroeg in die nuwe jaar is, wil ek ook baie graag vir u 'n baie geseënde en 'n baie gesonde 2021 toewens. Mag u in hierdie jaar werklik ervaar hoe die Here elke dag met u is en hoe die Here vir u deur alles wat ook al mag gebeur, hoe hy self vir u vashou in sy hand van liefde en vir u elke dag dra. Maar kom ons word nou stil voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Geliefdes, ek groet u, genade en vrede vir u, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. En dit word 'n werklikheid in u lewe deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou vanoggend saam lees uit die Here se woord uit Psalm 139. Maar voordat ons lees, kom ons buig eers ons hoofde en dan praat ons in die gebed met die Here. Here onse God en Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om ook op hierdie wyse vanoggend saam te kan wees in u heilige teenwoordigheid. En dankie Here vir u woord, die woord waarin u self met ons praat. En waar ons nou met die geopende woord voor ons sit, wil ons vanoggend vir u kom vra, praat asseblief met ons Here. Ons, u diensknegte, u diensmaagde, u kinders, luister. In Jesus se naam. Amen. Ons lees dan nou uit Psalm 139 vanaf vers 1. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, want niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê.
Ons lees tot sover. Geliefdes, tydens die grensoorlog moes ek ook as deel van my verpligte militêre diens as kapelaan grensdiens gaan doen. En wanneer ek terugkyk na daardie tyd, sien ek sekere ooreenkomste tussen die grensoorlog en die huidige situasie met COVID-19. Om maar net 'n paar dinge te noem. Ons is gewikkel in 'n stryd. Destyds teen 'n militêre mag. En vanweë die aard van die oorlogvoering was ons die hele tyd daarvan bewus gewees dat jy bedreig word deur eintlik onsigbare magte. Onsigbare magte wat eintlik op enige plek vir jou sou kon voorlê, vir jou sou kon aanval, vir jou sou kon doodmaak. En tans is ons gewikkel in 'n stryd teen 'n virus. Vir die menslike oog weer 'n keer 'n onsigbare vyand. 'n Onsigbare vyand wat jou enige tyd kan bereik, wat jou kan infekteer, wat jou kan siek maak, wat jou kan doodmaak. Ons ervaar ook inperking. Nou op die grens kon jy ook net gaan daar waar jou bevelvoerder of waar die weermag vir jou die opdrag gegee het om te gaan, of waar hulle jou toegelaat het om te gaan. Tans word jou lewe beheer deur die vlak van inperking wat bepaal wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. Waar jy mag gaan en waar jy nie mag gaan nie. Ons ly ook vanweë beperkte sosiale kontak. Op die grens was dit so dat jy wel kontak gehad het met medesoldate, maar jy was ver van jou familie en van jou vriende af. Die enigste kontak wat jy eintlik met hulle gehad het, was deur maar net vir hulle briewe te skryf. En dan het jy geweet, die oomblik as jy daai brief pos, kon dit 4 weke en selfs langer vat vir daai brief om by hulle uit te kom. En nou het ons wel kontak met baie mense, veral met behulp van tegnologie, ons selfone, maar dit is beperkte fisiese kontak. En ek dink wat vir baie van ons die ergste is, dat jy nie kan uitkom by hulle by wie jy graag wil uitkom nie. En dan dink 'n mens veral aan familie en vriende wat byvoorbeeld in die hospitaal is, of wat in ouetehuise of in aftreeoorde is. Jy mag hulle nie gaan besoek nie. En dan is dit natuurlik ook so dat baie van ons uit eie keuse ook maar bly by die streng maatreëls, om onsself te beskerm, maar ook om ander mense te kan beskerm. En dan is dit so, ons leef met onsekerheid en ons leef in vrees. Toe ons destyds op die grens was, het ons geweet, daar's so baie dinge wat met jou kan gebeur. Voertuigongelukke, skietongelukke, jy kon in 'n hinderlaag ingelei word, jy kon 'n landmyn aftrap, jy kon aangeval word, jy kon in 'n kontaksituasie beland, jy kon siek word. Ek dink maar aan hoeveel van ons soldate destyds byvoorbeeld malaria of geelsig gekry het. Alles dinge wat jou hele lewe kon omkeer. Dinge wat jou kon doodmaak. En tans, behalwe vir die gewone gevare wat ons al eintlik half aan gewoond geraak het, is daar nou hierdie virus. Hierdie virus wat op een of ander manier by jou kan uitkom. En nou hoor ons, sommige wat geïnfekteer is, toets positief, maar het geen simptome nie. Ander het weer net ligte simptome. Ander word weer regtig siek, baie siek. En op hierdie stadium het duisende al gesterf.
En geliefdes, dis hierdie onsekerheid oor wat met jou kan gebeur. Hierdie vrese wat dit meebring. En hierdie wegwees van jou mense. Wat gemaak het dat ek destyds elke keer wanneer ek op die grens gekom het, Psalm 139 gelees het. Dat ek het sommer oor en oor tydens my stilte tyd gelees het. En baie keer het dit dan gebeur, dan hou ek so vir 'n paar dae op, en dan gaan lees ek dit maar weer 'n keer. En as u vanoggend vir my sou vra, maar hoekom het ek dit gelees? Sou my antwoord wees, omdat die Here in die Psalm vir my 'n paar dinge sê wat ek graag wou hoor. Ja, 'n paar dinge wat ons ook vandag in ons huidige omstandighede kan en moet hoor. En die eerste wat hierdie Psalm vir ons kom sê, die Here ken my. Die Here ken ons. In vers 1 staan dit so duidelik, Here, U sien dwars deur my. U ken my. En dan in die volgende verse word dit so eenvoudig en so duidelik gesê, die Here ken my. Die Here ken my sit en my opstaan. Die Here ken my gedagtes. Die Here ken al my omswervinge, ja selfs daar waar ek van voorneme is om te gaan rus. Al my paaie is aan hom bekend. Die Here ken ook al my woorde, selfs nog voordat ek hulle gesê het. En die rede waarom die Here ons so ken is, in die eerste plek, omdat hy alwetend is. Maar die tweede rede, volgens vers 13 en verder, is omdat hy ons gemaak het. Daardie versies kom sê vir ons so duidelik, hy het ons gevorm. Hy het ons in die moederskoot aan mekaar geweef. Hy het ons op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Ja, daar staan, toe al, ja nog voordat ons gebore was elke been in ons hele skelet, ons hele geraamte, was al aan hom bekend gewees. Toe al nog voordat ons gebore is, het hy ons al gesien. Ja, toe al nog voordat ons gebore is, was ons lewensdae in sy boek opgeskryf. So hierdie eerste paar versies kom sê vir ons so duidelik, die Here ken ons. Die Here ken vir ons deur en deur. En die tweede ding wat hierdie Psalm vir ons kom sê, is die Here is alomteenwoordig. Nou verse 7 tot 12 kom spel dit vir ons uit, as ek dit baie kort kan saamvat. 'n Mens kan nie wegkom van die Here se teenwoordigheid nie. Daar staan, die Here is in die hemel en hy is in die doderyk. Nou om dit te verstaan, moet ons 'n gedagte hou, in die Bybelse tye die mense geglo, dat as iemand sterf, dan daal hy af in die doderyk. So hier kom gebruik die Psalm hierdie begrip om vir ons te kom sê, dat die Here is in die hemel, hy is met ander woorde daarbo, hy is in die hoogste hoogtes, maar die Here is ook in die doderyk, hy is daaronder, hy is in die diepste dieptes. En dan nadat hy hierdie vertikale lyn getrek het, kom en hy trek ook 'n horisontale lyn, as hy sê. Hy is ook in die ooste en hy is in die verre weste. En dan vat hy ons na nog 'n dimensie toe, dan sê hy, en hy is nie net daar waar dit lig is, waar ons miskien nog sou kon dink, ons hom sou kon sien nie. Nee, hy is selfs in die duisternis. Daar waar ons met ons menslike oë die Here nie kan sien nie.
daar is hy. In die Nuwe Testament word daar ook meer oor die Here se teenwoordigheid by ons gepraat. So byvoorbeeld lees ons in Matteus 28, wat gebeur het nadat die Here Jesus gekruisig is, en hy toe gesterf het en opgestaan het, natuurlik ter wille van ons, om ons te verlos van sonde, en vir ons die ewige lewe moontlik te maak, het hy voordat hy opgevaar het na die hemel, vir oulaas met sy disippels gepraat. En toe kom sê hy vir hulle daar in vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Kyk, ek is met julle. En dan as 'n mens so 'n bietjie verder aanblaai na 1 Korintiërs 6 vers 19, dan hoor ons die Here sê daar vir ons, of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle nie. Die Heilige Gees in julle nie. Wat hoor ons hier? God is alomteenwoordig. Die Here Jesus is by ons. Hy's met ons. Die Heilige Gees is in ons. En wat sê dit vir ons? Vir sommige mense is die gedagte dat die Here ons so deur en deur ken en dat die Here alomteenwoordig is, iets verskriklik. Dis vir hulle 'n onrusbarende werklikheid. 'n Verskrikking, omdat hulle besef, maar dan kan ek mos niks vir die Here wegsteek nie. En daar's dan ons geen manier hoe ek van die Here af kan wegkom nie. Maar vir ons as sy kinders, vir ons as gelowiges, behoort dit eintlik 'n wonderlike vertroosting te wees. Veral so aan die begin van 'n onbekende nuwe jaar. En veral dan ook te midde van die wêreldwye pandemie en al die onsekerheid, al die vrees en al die pyn en al die hartseer wat dit meebring. Om te dink, te midde van dit alles, die Here ken vir ons. Om te kan weet dat hy ken ons gedagtes, hy ken ons woorde, hy ken al ons weë. Dit beteken, voor die Here hoef ons nie maskers op te sit nie. Voor die Here hoef ons nie 'n front te gaan voorhou nie. Voor die Here hoef ons nie te maak asof alles maar reg is en ons in beheer is nie. Hy ken alles. Hy ken ons hier die binnekant. En ons kan maar met vrymoedigheid voor hom gaan buig, met al ons onsekerheid, al ons vrese en al ons vrae, al ons behoeftes, al ons nood, al ons bekommernis. Ja, ons kan voor hom gaan staan met al ons broosheid. En terwyl ons dit doen, mag ons maar ons bekommernisse na hom toe bring, in gebed en smeking en met danksegging, met die verwagting dat hy aan ons sy vrede sal gee. Sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ja, om te midde van dit alles te weet, dat die Here is ook oral. Hy is by ons in 2021, wanneer ons onseker en wanneer ons bang en benoud voel. Hy is by ons wanneer ons werk en wanneer ons inkomste bedreig word en dalk van ons weggeneem word. Hy is by ons wanneer ons positief sou toets. Maar om te kan weet, hy is ook by ons dierbares, oral waar hulle is. Ook by ons dierbares in
hulle huise. En in die skool, en in die aftreeoord, die ouete huis, of waarvan ons dierbares in die hospitaal is. Hy is by hulle oral in ons land. Ja, hy is letterlik by hulle op elke plek in die wêreld. Hy is by hulle in hulle huise, en wanneer die kinders weer skool toe gaan, dan is hy by hulle in die skool. En by hulle wat al oud geword het, en wat miskien in aftreeoorde in 'n ouete huis is, hy is daar by hulle. En hulle wat miskien in hierdie tyd siek is en in die hospitaal, hy is ook daar in die hospitaal. Hy is by hulle oral in ons land, maar ook op enige plek in die wêreld. Ja, op plekke waar ons nie eers kan uitkom nie. Daar is die Here by hulle. En kom ons onthou dit vanjaar. En mag dit vir ons tot troos wees. Die Here ken vir ons. En die Here is alom teenwoordig. Hy is met ons, hy is in ons. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vanoggend uit hierdie u woord die versekering het, dat u ons ken, dat u ons deur en deur ken, en dat ons maar in ons broosheid voor u mag kom staan, diep afhanklik, nederig, wetende, u is ons hulp. Dankie Here dat u ook alomteenwoordig is, dat u by ons is en in ons is, maar ook by en in ons dierbares. En daarom, waar hulle ook al vandag mag wees, dat ons hulle aan u kan opdra in gebed. En Here, en baie dankie, dat ons hier vroeg in 'n nuwe jaar, saam met die psalmdigter mag bid. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad, ook in 2021. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons luister nou na lied 509, die eerste versie. Berge en dale en oral is my God, waar ons ook elke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Geliefdes, ek groet u nou met die oog op die res van 2021 met 'n ou Ierse seën. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om en jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val.
Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.